Julle kan julle Bybel so lank oopmaak by Johannes 11. En ons gaan vandag lees ons die gedeelte van die opwekking van Lazarus. En die titel vir vandag is Gehoorsaamheid is die vrug van geloof. So kom ons lees saam daarso. Hoekom ek op hierdie gedeelte gekom het, ek lees hierdie gedeelte deur Johannes 11. En ek besef net hoe gehoorsaamheid en geloof nie van mekaar geskei kan word nie. Ons kan baie maklik sê, yes, ons glo. En dan wat? Wat verder as jy nou geglo het? Dan moet jy in gehoorsaamheid begin stap, wanneer jy hoor die Here sê vir jou iets om te doen, om in gehoorsaamheid te kan stap. En dit is vir my waaroor hierdie gedeelte ook gaan. Kom ons lees saam daar uit van vers 1 af tot by vers 6. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met die salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. En die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Vers 5 lees ons, en Jesus het Martha en haar suster, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek was, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En ek dink hierdie gedeelte mens lees dit, en jy wonder maar, hy's lief vir hulle, hy hoor, hy's siek, en hy wil nie gaan nie. Hy sê nee, maar kom ons dit nog 2 dae, ons wag nog so bietjie. En vir die menslike brein om dit te prosesseer, dink ek is dit moeilik. Want as jy hoor iemand is siek, of iemand bel jou en sê, hoor jy, asseblief kom bid saam, of wat ook al, dan moet ons sal ons werke los, ons sal sê, wag, ek moet net gou gaan help. Ons sal baie dinge los vir baie goeders, wanneer ons hoor iets is nie reg met iemand, of ons kan iewers help, of wat die geval mag wees. En ons lees hierso, en ons vergeet in vers 4, sê hy daarso, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik word. Nou, as ons na Lukas 18, vers 7 tot 8 kyk, wil hê ons moet net daar saam lees, jy hoef nie saam toe te blaai nie, ek gooi die ander skrifte gooi ek op die bord, en dan is dit net Johannes wat ons saam met die Bybel uitlees. Hy sê daar in vers 7, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen. En dan sal maar, sien julle die maar? Hy sê daarso, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. En hierdie gedeelte laat my dink, ons lees hierdie, en dan sien ons maar, God is dalk lankmoedig in ons oë. Ons beleef, hy vat tyd, of iets gebeur nie dadelik soos wat ons dit wil hê nie. En dan sê hy daarso, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof vind. So dit is die vraag. Ons bid vir baie dinge vir die Here, en ons vra dat hy iets vir ons sal doen, en dat hy hier sal ingryp, en ons bid vir genesing, vir siektes, vir wat ook al dit mag wees. Bid ons dit met geloof. Sou Jesus self kom, om aan daai saak aandag te gee, en hy staan voor jou, gaan hy geloof vind. Gaan hy sien dat jy glo. Ek het 'n gedagte wat ek wil deel, en dit is, hoe sal ons weet, hoe sterk ons geloof is, as dit nie gemeet word nie? Waar rede en intellek nie kan gaan nie, daar begin geloof. Ons kan nie geloof uitfigure met ons gedagtes, met ons brein wat ons het nie. Dis 'n hartsaak, geloof is 'n hartsaak, dit begin in jou hart. Ons gaan aan daar by vers 7 in Johannes 11, en hy sê, eers daarna, sê hy aan sy disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disipels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan nie weer daarna toe. Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in 'n dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Nou ek wil 'n kort getuienis deel hierdie, en ek hoop ek deel dit nou reg, want gisteraan toe sit Lienke voor my, en ek gaan die preek bietjie met haar deur en ek deel hierdie getuienis en sy sê vir my,
Wie is nie krag in hierdie getuienis nie? Sy voel nie daar's 'n punt wat mens kan sê, wow nie. Ek sê vir haar, ja, dis 'n probleem. Dis 'n probleem. So ek gaan my bes probeer, laat julle kan verstaan wat ek probeer oordra, en dat dit nie net 'n bland getuienis is nie. So 2-3 jaar terug, seker nou omtrent, word ek gekonfronteer op die plaas, met iemand wat daar aankom, en hy probeer my blackmail. Wat is blackmail in Afrikaans? Afpers. Hy probeer my afpers met allerlei dinge, en dit gaan oor arbeidsake, en laat wat is al hierdie goeders, laat al die betalings wat na SARS toe moet gaan nie reg is nie. En ek gaan soek hierdie goed op, ek glo ons goed is reg, daar's niks fout nie, en ek kom op die goeders af, en ek kom agter, ons goed is nie reg nie, daar's fout. Ek moet met departement arbeid praat oor hierdie. Maar nou is hierdie ou besig om my af te pers van hierdie kant af. Ek is in 'n penarie, want ek wil nie wees nie, dit was nie opsetlik dat ons gedoen het wat ons gedoen het nie, maar hier sit ons in die situasie. En ek het allerlei planne, alle kante toe probeer maak, en een van die dinge ook is, mens besef eintlik op daai stadium, as jy gaan begin toegee en ingee aan dinge wat verkeerd is, dan begin hy jou opeet, hy begin jou vat. En op 'n stadium, ek bid baie, ek bid daai tyd die hele dag deur. En ek vra die Here, gee vir my wysheid, gee vir my raad in hierdie. Ek weet ek is nie reg nie, en ek sal dit erken. Ek het nie 'n probleem om te erken nie. En op die ou ende is my antwoord, bel departement arbeid en praat met hulle. Nou, as jy 'n besigheidseienaar is of 'n boer is, weet jy soek nie hulle op jou plaas of in jou besigheid nie, want dit is altyd drama as hulle naby is. So dis die laaste ding wat ek wil doen. En ek gaan toe, en ek besluit, dis reg, ek bel hulle. En ek bel hulle, en ek verduidelik hierdie dame oor die foon, alles wat gebeur het, en die situasie waarin ek nou sit. En sy sê vir my, okay, sy hoor dit, dis nie 'n probleem nie, ek moet net op e-filing gaan, en ek moet dinge backdate, en dan betaal ons nou maar net terug van daai kant af, wat nie reg is nie. So eenvoudig is dit gewees, dat ek na die tyd nog wag, dat sy vir my nog iets sê, of dat hulle gaan uitkom, en hulle wil kom ondersoek instel, of so iets, en ons niks van dit nie, niks. Ek sê vir die boekhouers, luister, dis wat sy gesê het, kom ons doen net dit, en ons sorteer dit uit. En op daai oomblik, toe ek kies om in die lig te stap, toe maak God die hele situasie oop. Toe is daar nie plek waar jy jou voet kan stamp, jou toon kan stamp of kan struikel nie. En toe die ene wat afpers, sê ek vir hom, luister, ek het hierdie uitgesort met departement arbeid, alles is in die hak, jy hoef nie verder bekommerd te wees nie. Natuurlik was hy baie kwaad gewees, maar die hou vas wat hy gehad het is weg gewees, want ek het gekies om in die lig te stap. En so moet ons ook doen, daar's dalk baie dinge in ons lewens wat ons voel, ek weet nie, ek het iets verkeerd gedoen, en ek weet nou nie hoe om uit hierdie ding uit te kom nie, of wat ook al nie. Die woord van God sê, alles sal aan die lig kom. As jy dit nie self in die lig gaan bring nie, gaan hy dit in die lig bring. Maar niks sal verduister word vir altyd nie. Dit sal nie gebeur nie. Ek wil net Filippense 1 vers 20 daar vir ons lees. Hy sê daar, volgens sy reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of die dood is. En Paulus skryf dieselfde hierso. Hy sê, solank as wat ek lewe, sal Christus in my liggaam groot gemaak word. En ek sal vir niks beskaam staan nie, en ek sal met alle vrymoedigheid, sal ek sy naam groot maak. Ons gaan aan daar in Johannes 11, en ons trek van vers 11 af weg. Hy sê, daarso, dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus ons vriend slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy van sy rus, van die slaap spreek. Toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie. Hoekom? Sodat julle kan glo. Maar nou, laat ons na hom toe gaan. Jy sien, geloof kies om God te glo bo sintuie. Jesus sê, dis goed dat ons nie daar was, dat ek daar was terwyl hy siek was nie, want dan sit net nog 'n genesingswonderwerk wat julle gesien het en wat julle al reeds beleef het. En in hulle koppe is dit, Jesus kan dit doen, hy kan blinde oë oopmaak, hy kan mense wat siek is gesond maak, hy het allerhande sulke tipe wonderwerke, maar hulle het nog nie gesien, dat hy mag het oor die dood nie. En dit is wat Jesus wil sê, ek is bly
Ek is bly dat ons nie daar was nie, sodat julle kan glo, sodat julle geloof gebou kan word. Ongelukkig is ons baie keer ons geloof op 'n vlak van gemak. Ons is bang om voluit te glo, want ons is bang daar is 'n mislukking. Ons is bang, ons sê vir iemand, ek gaan nou vir jou bid vir genesing, en jy sal gesond word. Ons wil nie dit vir mense sê nie, want nou word jy blootgestel, nou word daai ou nie gesond nie, en dan wat? Jy sien, die probleem is, dit gaan te veel oor ons. Ons wil goeders doen, want ons dink dis 'n goeie idee. Maar ons hoor nie die stem van God wat vir ons sê wat om te doen, wanneer om te doen, en dan in gehoorsaamheid te stap nie. Ek wil so vinnig kyk, net hoe lyk geloof in aksie. En vir dit wil ek Hebreërs 11 vers 7 gebruik. Lees saam met my daarso. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Dit is hoe geloof in aksie lyk. Noag, God kom en hy praat met Noag, hy sê, ek is spyt dat ek die mensdom gemaak het, en al die lewende diere, en mense, en alles gaan ek verwoes. Ek wil hê, jy moet 'n ark bou. So, hy sê daar, so, hy het goeders, God het vir Noag goed gesê, wat nog nie gesien was nie. Daar was nie wêreldvloede gewees voor daai tyd nie. So, hierso gaan Noag, God vertel van hom van iets wat hy nog nooit ervaar het nie, en hy moet 'n ark begin bou. Nou, wat doen Noag? Hy glo God, en oordat hy God glo, tree hy in gehoorsaamheid op. Hy bou vir 100 jaar lank, give or take, wat hy in die ark bou. Daar staan, Noag was 500 jaar, net na 500 jaar wat God met hom gepraat het, en toe Noag 600 jaar was, sê God vir hom, klim op die ark. Ek gaan oor 'n week, oor 7 dae, gaan ek die water bring. Nou dit is geloof in aksie daai. Iets wat hy nog nie gesien het nie, glo hy God voor, hy bou 'n ark, en hy is bereid om 100 jaar lank te glo, dat wat God gesê het waar is. So, ek besef om te sê, ons moet 100 jaar wag vir iets, bereid is om te wag, is nie heeltemal reg nie, nee. Want Noag het 950 jaar oud geword. So as jy dan 100 jaar en 950 jaar invat, dan besef mens, dis maar net so, wat is dit, 9,5% van sy leeftyd, wat hy nodig gehad het om te wag vir God, om te doen wat hy gesê het hy gaan doen. So, as ons dit in ons lewens vat, kom ons sê ons word 80 jaar oud, dan is 9,5%, wat is dit? 9,5 jaar, is ek reg? Omtrent 9,5 jaar. So, as ons dit moet terugwerk na ons leeftyd toe, moet ons 9,5 jaar lang wag vir God. Ek is baie keer nie eers in staat om 'n week te wag nie. Wat van 9,5 jaar? So, dit is hoe dit moet lyk. Ons moet God kan glo oor wat hy sê, en dan moet ons aksie neem in dit. Ons gaan aan daar in vers 21, en Jesus het nou al nader gekom, Martha het gehoor, Jesus is nader, hulle het vir haar kom sê, die meester is hier, en sy gaan uit na Jesus toe. En ons vat daar van vers 21 af, wat sê, Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dis die eerste woorde wat sy vir Jesus sê. As u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Hoor nou vers 22. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. So sy sê, as u was, sou hy nie gesterf het nie, maar ek weet dat enige iets wat u van God vra, sal hy u gee. So, kyk daai oomblik van geloof wat sy daar het. Dan gaan ons aan in vers 23. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Sy het nou net gesê, ek weet, enigiets wat u van God vra, sal hy gee. En dan sê sy, en Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. En kyk wat gebeur ewe skielik met haar. In vers 24. Sy sê, Maria antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, en tot in ewig, en wie in my glo, sal ook lewe al sterwe hy. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Vers 27 sê sy, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sal kom. En ewe skielik val haar geloof weg. Sy sê, sy glo, dit klink in daai eerste paar versies asof sy is reg vir hierdie, sy is reg om haar broer te sien opstaan. En dan val sy weg. En ons doen dit ook. Ons doen dit so baie, wat ons dit doen. Wat ons sê, ja, maar
dit is God se wil daai, en dit is so, en laat Gods water oor Gods akker loop, en al daai tipe goedjies, wat ons dan kwytraak. En ja, wat ek ook vind dis bitter maklik om ander mense te motiveer. As Hans in 'n moeilike toestand is, of iets het waarmee hy worstel, is dit vir my baie maklik om te sê, ja Hans, jy moet dit doen, en jy moet dit doen, en jy moet bid, en jy moet net glo, en jy moet dit. Tot ons self in daai situasie is. Wat gebeur dan? Nee, dan is ons in 'n slegter situasie. Dan weet ons nie wat werk nie. Dan is ewe skielik dit wat ons vir ander mense preek, geld dit glad nie meer. En is nie van toepassing op ons eie lewens nie. Martha gaan dan, en sy gaan roep stilletjies vir Maria, in hierdie stuk, en ons sien dan in vers 32, kom Maria by Jesus waar hy is, en sy val aan sy voete neer, en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Sy gebruik dieselfde woorde as haar suster Martha. Nou julle sal onthou, as julle so 'n bietjie deur die skrifte lees, sal julle weet dat Maria is eintlik die ene wat by Jesus se voete gesit het. Ons het nou gehoor, sy is die ene wat die olie oor hom uitgegooi het en met haar hare sy voete afgedroog het. Sy was die heeltyd naby Jesus gewees. En wanneer sy haarself in hierdie oomblik bevind, is dit net te groot. Die toestand waarin ons onsself bevind, is net te groot vir ons om te kan glo. En ons sukkel met dit. Ons plaas perke op wat ons glo God vir ons wil doen, en volgens die probleem wat voor ons lê. En ek dink dis die grootste probleem, die perke wat ons op God plaas. Ons besef nie ons plaas perke op God nie. Ons sal maklik sê, hy is alomteenwoordig, hy kan enige iets doen, alles is onder sy voete, maar ons kom dan en ons plaas perke op hom. Perke wat nie waar is nie, wat nie reg is nie. En ek dink aan dinge soos verhoudings. Ek dink aan iets soos wat ek nou gesê het, wat jy dalk gedoen het, wat 'n geheim is in jou lewe, wat moet uitkom, wat in die lig moet kom. Ons glo nie God kan ons help in daai situasies nie. Ek is gister by 'n doop van 'n man, wat vir my net weer laat wys het, hoe daar nie perke op God is nie. Hoe hy iemand uit die dood uit kan laat opstaan, geestesgewys, en hom noem seun van God, kind van God, en hom deel maak van die koninklike familie. Waar ons as mense baie keer hoop verloor. Ons bid vir iemand. Here, red hierdie ou, werk met, laat hy oë oop gaan, al hierdie goeters. Hoe belank is jy bereid om te bid vir iemand? Glo jy werklik, laat elke persoon gered kan word, laat elke ene dieselfde kans gegee word? Want as ons dit doen, sal ons nie ophou bid nie. Ons sal nie ophou die Here se naam aanroep oor 'n persoon nie. En dit is vir my net, dit het my kop gebreek, om net weer te besef, hoe lief is God vir die mens. Hoe graag wil hy hê, dat die mens die ou lewe aflê, sy sonde los, en deur Jesus Christus na God die Vader toe gaan. Dit is die grootste hartsbegeerte, wat God vir ons as mense het. En ek loof en ek prys hom, vir daai man se lewe. Wat so spesiaal is in sy oë. Mense gee op, God gee nie op nie. Hy gee nie op nie. Ons sien nou in vers 33, toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees, en hom ontsteld. Nou, hierdie gedeelte, Jesus het ook gehuil, en mense baie keer, julle sal sien, ons gaan dit lees nou, het gedink hy huil, want hy is lief vir Lazarus, en hy is hartseer dat hy dood is. Dit is nie waar hierdie stuk gaan nie. Hierdie geweldig bewoog, het ek bietjie gaan dieper krap, en kyk, wat beteken dit werklik? En dit is 'n geweldig bewoog, beteken dat hy erg omgekrap was, met dit wat hy van die mense gehoor het. 'n Versteuring van gedagte, en 'n erge irritasie, met die toestand van hulle geloof. Hier kom hy. Hoeveel wonderwerke het hulle saam met hom gesien al nie? Wat het hy nie alles al vir hulle gesê nie? Ek is die lewe, ek is die weg. En hulle kom, en hier's een situasie wat te groot is vir hulle. Jesus kan nie hierdie doen nie. En dit ontstel hom so binne in hom. Hy's nie hartseer nie, hy's ontsteld. Hy's geïrriteerd met die stand van hulle geloof.
Hy sê in vers 34, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. En sommige van hulle sê, kon hy die oë van die blinde man geopen het, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Sien julle nog steeds die gedagte? Daar's geen gedagte dat God hom gaan opwek uit die dood uit nie. As hy die man wat blind was se oë kon oopmaak, hoekom kon hy nie dan die man genees wat siek was nie? Hulle kan nie verder as dit gaan nie. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Vers 39 sê Jesus, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Ons moet glo, ons moet net glo om die heerlikheid van God in ons lewens, in ons situasies, waar al dit mag wees, om sy heerlikheid te sien, moet ons glo. Ek wil hier 'n vraag vra. Wie het al die heerlikheid van God gesien as gevolg van jou geloof? Daar's 'n paar hande. Wie wil graag die heerlikheid van God sien as gevolg van jou geloof? Wie het 'n begeerte daarna? Hou aan glo, ons sal die heerlikheid van God in ons lewens sien as ons aanhou glo. Hebreërs 11 vers 6 sê so mooi vir ons, hy sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat na God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. God kan nie teen sy woord gaan nie. Daar staan dit, dat hy 'n beloner van sy woord is. Hy kan nie teen sy woord gaan nie. Vers 41 lees ons, hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Jesus was voorbereid gewees vir hierdie. Hy kom nie net daaraan en hoop vir die beste nie. Hy was in gebed gewees met God die Vader voor hierdie hele ding. Dis hoekom hy nie onmiddellik gegaan het nie, want hy was in gebed, hy was in gesprek met God gewees en hy het gehoor hoe God vir hom sê, wag, ek wil hê die mense moet my heerlikheid sien. Wag. So in geloof wag Jesus en in gehoorsaamheid gaan hy wanneer hy hoor, dis tyd om te gaan. Vers 43 sê daar, en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En oorlede het uitgekom. En aan hande en voete met 'n grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle toe, maak hom los en laat hom gaan. Nou, interessant hierso, ons geloof moet voortdurend in oefening gehou word. En ek dink almal van ons het genoeg geleenthede waar ons geloof getoets moet word. Nou, ek dink nie daar's enigeen van ons wat hier kan sit en sê, ja, ek word nie genoeg getoets nie. Ek word nie genoeg getoets nie. Ek glo dit nie. Ek dink almal van ons word getoets. Nou, ek wil hê julle moet oplet hierso. Jesus gee 3 opdragte. Ek vir julle die 3 opdragte lees. Die een is, neem die steen weg. Die ander een is, Lazarus kom uit. En die derde een is dan, maak hom los en laat hom gaan. Nou, hoekom kon Jesus nie al 3 doen nie? Hy kon ons self laat die klip weggegaan het. Lazarus uitroep en sê, Lazarus, laat jou doeke van jou hande en jou voete en jou oë en jou gesig afval. Hy kon dit gedoen het, maar hy het nie. Hoekom nie? Ons geloof moet getoets word. Hy wil ons deel hê van die wonderwerke, want wanneer ons deel is van wonderwerke en sien hoe hy werk, groei ons geloof en dit word sterker en ons begin in gehoorsaamheid stap. En daar het ek 'n gedeelte gesê, jy sien die onderste gedeelte daar, groei teen die spoed van jou eie gehoorsaamheid. Ons kla baie keer, ek weet nie, dis net asof ek dood is, ek lees die skrif, maar daar kom nie vir my iets uit nie. Ek het dit self ervaar al. Jy lees en dit beteken niks nie, en jy maak die Bybel toe en jy kan nie onthou wat het jy gelees nie. Dan moet ons vra, is ons gehoorsaam aan die dinge wat God vir ons sê? Hy kan nie aanhou inbou in jou lewe, maar jy's nie gehoorsaam wanneer hy vir jou ietsie sê nie.
Ons het te gemaklik geraak om terug te sit en te sê ek glo, en dis vir ons te moeilik om vorentoe te tree en in geloof gehoorsaam te wees aan hom. Ek wil 'n voorbeeld gee van 'n dokter. Jy voel dalk nie lekker nie, die keel is bietjie krapperig, en jy gaan dokter toe en hy sê vir jou, jy het boonste lugweginfeksie. Jy het 'n antibiotika nodig, of jy het hierdie dingetjie nodig. Julle ken die storie, almal wat kinders het, weet wat is boonste lugweginfeksie. Nou, jy kan nou gaan en sê, "Jesus dokter, baie dankie, ek glo jou." Hy gee vir die voorskrif en jy gaan huis toe. Het jy hom werklik geglo? As jy hom glo dat die siekte is wat hy sê dit is en dat hierdie medisyne wat hy vir jou voorskryf dit gaan gesond maak, hoekom is jy nie gehoorsaam nie? Weet, en dis die ding, as jy gehoorsaam is, dan vat jy daai nota wat jy het, voorskrif wat jy het, jy gaan kry die medisyne, jy pas dit toe en daar's genesing vir jou. En ons mense sukkel die meeste met daai gedeelte. Ons hoor en ons ontvang, maar ons gaan doen nie. Ons tree nie uit in geloof nie. Jy sien, gehoorsaamheid is die natuurlike uitvloeisel van jou geloof en liefde vir God. Gehoorsaamheid en geloof kan nie van mekaar geskei word nie. Dis onmoontlik. Jy kan dit nie apart toepas nie. In geloof hoor jy iets, in gehoorsaamheid doen jy dit. Ek wil hê ons moet onsself in Jesus se skoene plaas daarso. Hy kry hierdie boodskap, kom ons plaas onsself in ons eie skoene, jy kry 'n boodskap en iemand is siek. En jy moet dadelik kom bid of jy moet kom help. En jy ervaar die Here sê vir jou, hou vas, moenie gaan nie. Moenie gaan nie, ek wil my heerlikheid vir die mense wys. En hoe meer mense jou bel en jy sê vir hulle, die Here sê ek moenie gaan nie, begin hulle vir jou sê, maar hoor jy reg? Hoe kan dit wees dat die Here nie wil help hier, dat hy genesing wil bring nie? Maar dis sulke tye wat ons moet weet wat ons hoor, as ons in 'n verhouding met hom is, erken ons sy stem. Ons glo wat hy vir ons sê, en ons is gehoorsaam aan die opdragte wat hy vir ons gee. Ek wil begin afsluit met hierdie gedeelte, net om te wys hoe belangrik gehoorsaamheid is vir God. En ons lees daar 1 Samuel 15, vers 22 tot 23. Ek wil net vinnig vir julle agtergrond gee. Koning Saul moet in 'n oorlog ingaan. Hy moet die volke wat daar is met die banvloek tref en almal uitwis, dis wat God vir hom gesê het. En hy kom op 'n plek, toe Samuel, die profeet daar aankom, sê hy, wat 'n geblær hoor ek in my ore, en beeste wat balk, en sulke goeters. Waar kom dit vandaan? Het die Here nie gesê, ons moet almal met die banvloek tref nie? En ons vat hierso, ons lees dan van vers 22 af, in Samuel 15. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme, nee. Saul dink, weet jy wat, ek gaan iets nice doen. Ek kies die beste vee wat hierdie volke het, en ek gaan dit vir die Here offer. Dit is hoe hy homself regverdig vir sy ongehoorsaamheid. Ek gaan vir die Here 'n offer gee. Die Here sê nee, ek soek nie 'n offer nie, ek soek gehoorsaamheid. Dis wat ek soek. Nie 'n offer nie. En kyk nou die waarskuwing in vers 23. Hy sê daar, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarseery en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Dis rof. Dis rof. So as ons nie gehoorsaam is nie, dan word ons gelyk gestrek aan waarseery. As ons eiesinnig is, weer daai dikvellig, hardnekkig, daai tipe goeters, ek is seker die meeste Afrikaners word van dit beskuldig. Maar kyk wat sê die woord van dit. Hy sê, dan is dit beeldediens. Jy verheerlik nie God deur dit nie. Jy verheerlik hom nie deur hardnekkig of diknekkig of vellig of niks van daai goeters te wees nie. Dis nie sy hart nie, hy soek gehoorsaamheid. Ek wil afsluit met 3 punte wat ek net 'n opsommingkie wil maak. En die eerste een is, ons gehoorsaamheid uit geloof lei op die ou ende tot die eer en heerlikheid van God. Maak nie saak hoe min iets wat ons ervaar wat hy vir ons sê in ons koppe sin maak nie. Ons hoef dit nie met ons koppe te probeer uitwerk dat dit sin maak nie. Ons moet glo met ons harte. Die tweede punt is, die woord van God is vol beloftes vir sy beskerming en sy seëninge oor sy gunsgenote. En solank as wat ons in die lig loop,
Die lig van hierdie wêreld sal daai seëninge en daai belonings sal op ons lewens wees. Die derde en laaste punt dan, dis maklik om te sê ek glo. Dit's baie maklik. Ek het agtergekom hoe goedkoop ons woorde kan wees. Ons sê altyd my woord is my eer. Maar ek besef ons weet nie altyd wat dit beteken nie. Dis maklik om dit te sê, maar as jou woord jou eer is, dis 'n ander stappie. Dis 'n heeltemal 'n nuwe stappie. Ons moet eerder oorgaan na geloof en aksie toe. Om te sê as gevolg van die feit dat ek glo, sal jy dit sien in hoe ek optree. Ek gaan nie vir jou hoef te sê ek is 'n Christen, sodat jy weet as ek is 'n Christen nie. Jy gaan sien oor die manier hoe ek optree, hoe ek my lewe loop, ek is 'n Christen. Dit hoef nie gespreek te word nie.